Ek vra namens 'n vriend, wat is die eindtye? Jy sien, sedert 2020 het hierdie vriend van my 5 keer amper die einde van die wêreld beleef. Dit was deur in 2020 toe COVID die wêreld getref het en almal gesê het, nou is die einde hier. Daar was sprake van wêreldordes, daar was sprake van anti-christelike vaksines, jy noem dit. Almal was reg dat die wederkoms sou aanbreek. En toe gebeur dit nie, en toe sê my vriend, kort daarna begin die oorlog toe in die Oekraïne met Rusland. En toe skuif die betekenis en almal vertel, dit is die einde. Jy hoor Bybelse profeseë, jy hoor skrifte en almal sê, die einde is hier. Toe gebeur dit nie. En toe gebeur die oorlog tussen Hamas en Israel. En toe weet almal, kyk, dit is nou die einde. Israel is die laaste dae en alles is baie naby, bedoelende die dag van die Here. En sê my vriend, kan jy dit glo, toe kom die einde nog 'n keer nie. Maar nou ja, toe gebeur September, hier in Suid-Afrika, 2025, was dit 23 September, toe hoor ons almal gaan weggeraap word, en almal was reg, en die einde is hier, en die wat sou agterbly, sou letterlik allerlei vorms van hel en lyding deurgegaan het. Nou ja, toe gebeur 24 September en 2026, en jy noem dit, en die einde is nog nie hier nie. En toe begin die oorlog tussen Amerika en daar in Iran, en almal sê, kyk, nou is dit die einde. Maar nog steeds is dit het einde niet. Daarom vra my vriend, wat is die eindtye? Iemand sê vir hom, ag, dit maak nie saak wat jy glo nie, solank jy net glo. En my vriend sê vir my, maar dit is nie 'n baie goeie manier van dink nie. Jy kan tog nie kar bestuur soos jy wil, net solank jy by jou eindbestemming kom nie. Of rugby speel soos jy wil, solank jy net 'n 3 druk nie. Of jy weet wat is die eindtyd, of jy dit verkeerd. En dis hoekom ek graag saam met jou wil sê, wat sê die Bybel? Wat is die eindtyd? Jesus, heel eerste, is ons nuwe oorlosie en kalender. Kom ek lees saam met jou, Hebreërs 1, vers 1 en 2. In die ou dae het God baie kere en op verskillende maniere met ons voorouers gepraat. Dit het hy gedoen deur die profete, maar nou het die laaste dae aangebreek hier op aarde. Nou praat God met ons deur die Seun. God het hom aangewys as die erfgenaam van alles. Deur hom het God ook die ganse heelal gemaak. Jy sien, as jy wil weet, wat is die eindtyd? Dan moet jy vir die Bybel gaan vra. Dan moet jy nie vir elke kenner in aanhalingstekens gaan vra nie, want dan gaan jy in 'n Babelse verwarring leef. Want as mense nie die Bybel gebruik nie, dan gaan enige ou enige opinie hê. En dis nog altyd so. Vanaf die vroegste kerk het mense die wederkomsdatum bereken, het hulle gesê die laaste dae is nou fisies letterlik hier, het hulle Bybeltekste gemanipuleer om te sê dis hier, en hulle was nog almal elke keer verkeerd, 100% verkeerd. Dis nogal baie verkeerd as jy 100% verkeerd is. So, Jesus sê, hy is die eindtyd. Die eindtyd, die laaste dae, jy kan die Griekse terme ook gaan lees vir eindtyd, word in Hebreërs 1 gebruik. Jesus bepaal God se kalender. Jesus is God se kalender. Jesus lei die laaste dae op aarde in. Die vroeë kerk het dit verstaan. Ons het dit vergeet. Hoekom dink jy het hulle die jaartelling verander? Weliswaar daar rondom die 6de eeu, maar hulle het gesê die jaar 1, soos ons dit ken, is die jaar 1 anno Domini, die jaar van ons Here, die jaar van sy geboorte. Die vroeë kerk het verstaan, Jesus vul die tyd met nuwe betekenis. Daarom dat Jesus 'n paar keer so ontsteld is met die godsdienstige leiers. Jy sal tog onthou in Matteus 16 of in Lukas 17, waar hy vir hulle sê, julle is so goed om die weer te lees. Julle kan sien as die son so skyn en die winde so waai, dan gaan dit reën of nie reën nie, maar julle lees die tye sleg.
Dit is jammer dat Christene dieselfde fout maak, dat ons nie verstaan, Jesus definieer heel eerste die eindtyd. Vandat hy gekom het, is ons oorlosie en ons kalender op Christus tyd. Christus vul die tyd. En asof dit nie mooi genoeg is nie, leef ons ook tweedens in die Gees se eindtyd. Hoor wat skryf Handelinge 2, vers 15 tot 17, wanneer Petrus op Pinksterdag uit die profeet Joël aanhaal, dan sê hy die volgende. Luister baie mooi na my woorde. Hierdie mense is nie dronk, soos wat julle dink nie. Dis nou maar die 3de uur van die dag. Dit is nog 9 uur in die oggend. Dit wat hier gebeur is deur die profeet Joël beskryf. So sal dit gebeur gedurende die laaste dae, sê God. Ek sal my gees in oorvloed uitgiet. Dan sal al julle jong mense visioene sien en julle ouer mense sal drome droom. Dan sal hulle my wil profeties bekend maak. Ook sal ek my gees op al my slawe en slavinne uitgiet in daardie dae. Jy sien, die eindtyd is die Gees se tyd ook. Die Nuwe Testament sê nie heel eerste, dis slegte dinge, slegte mense en slegte gebeure nie. Dis Jesus tyd. Dis Heilige Gees tyd. Hoe het ons dit nie raak gelees nie? Hoe het elke ou wat altyd probeer om datums aan die wederkoms te koppel en om te sê hierdie gebeure en daai gebeure is die finale aanduiding, die einde is hier en ons is the terminal generation, die Nuwe Testament misgelees. Die Nuwe Testament is so helder en so eenvoudig as kan kom. In hierdie laaste dae praat God met ons deur die Seun. In die laaste dae giet God sy Gees uit op al sy mense. Ons is op Jesus se tyd. Ons is in die Gees se tyd. En dan eers derdens, die eindtyd ken ook slegte mense en gebeure. Hoor net hoe skryf Johannes in 1 Johannes hoofstuk 2, vers 18 tot 19. Hy sê, my geestelike kinders, die tyd is naby dat hierdie wêreld tot 'n einde gaan kom. Julle het gehoor dat 'n anti-kris kom. Nou ja, daar is nou sommer baie anti-kriste. So weet ons dat die tyd vir die einde van hierdie wêreld naby is. Hierdie mense het van ons groep af weggebreek, maar was nie regtig deel van ons nie. Immers, as hulle regtig deel van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar hulle het nou duidelik bewys dat nie een van hulle deel van ons groep is nie. Daar het jy dit. Johannes sê eers in die 3de plek, slegte mense en slegte gebeure kenmerk ook die eindtyd. Baie Christene en baie mense wat verward is oor die eindtyd meen, dis die enigste aanduiding dat die laaste dae hier is. Ons sê vir mekaar, die eindtyd is Christus se tyd, Hebreërs 1. Ons sê vir mekaar, die eindtyd is Heilige Gees tyd, Handelinge 2. Maar in die 3de plek is daar ook anti-christelike mense. Nou as daar een term is wat baie Christene koue koors en pimperelle koors gee, is dit die woord anti-kris. Die Nuwe Testament gebruik dit nie te baie nie. En wanneer Johannes dit hier in 1 Johannes 2 gebruik, maak hy baie duidelik wie die anti-kriste is. Hy gebruik dit in die meervoud. Hy sê dis mense hier in die kerk, daar waar vir wie Johannes skrywe, wat Jesus verloon het en nie meer deel van die kerk is nie. So dis nie 'n sinistere bangmaakterm soos wat Hollywood en baie sogenaamde eindtydkenners ons mee wil intimideer nie. Die anti-kris is elkeen wat nie sê Jesus is die Here nie. Dit beteken maar net teen Christus. En Johannes sê in sy dag is dit alreeds waar. Hy sê ons leef nie net in die laaste dae nie, maar reeds toe hy die eerste Johannesbrief geskryf het in die laaste uur. So nou weet ons alreeds 3 lewensbelangrike dinge van die eindtyd. Christus tyd, geestyd, maar ook die tyd van slegte dinge en slegte gebeure. En dit sal aanhou totdat die Here kom. Jesus het gesê, in die laaste dae, onthou jy daar in Matteus 24, sal oorloë, gerugte van oorloë wees. Hy sê, daar sal vals messiasse wees, aardbewings, jy noem dit. Nee, Jesus het nooit gesê, dit sal meer word, soos die einde nader kom nie. Dit is aanduidings,
dat die laaste dae met ons is. Maar ons skrik ons nie dood vir al hierdie dinge rondom ons nie. En ons is nie die heeltyd besig om te spekuleer en datums te bereken nie, want in die 4de plek, niemand kan die datum van die wederkoms bereken nie. En die wat sê hulle weet, hulle jok, punt. Kom ons lees saam, 1 Tessalonisense 5, vers 1-3. Paulus skryf die volgende, hy sê, liewe geloofsfamilie, wanneer dit gaan oor die tye en die nuwe eras wat op pad is dit eintlik nie nodig om hieroor aan julle te skryf nie. Want julle self weet baie goed dat die dag van die Here so onverwag sal aanbreek, soos wanneer 'n dief in die nag kom inbreek. Wanneer hulle sê, wees rustig, alles is veilig, dan tref vernietiging hulle skielik. Dit sal so onverwags gebeur, soos geboortepyne wat 'n verwagtende vrou tref. Dan sal daardie mense nie wegkom met hulle sondes nie. Kyk, as daar een ding is waaroor almal in die Nuwe Testament saamstem, is dat niemand die einde van die eindtyd se datum kan bereken nie. Oftewel, die dag van die Here, of soos ons dit noem, die wederkoms nie. Reeds in Matteus 24 het Jesus glashelder gesê, niemand ken daardie dag of uur nie. En nou kom Paulus en hy skryf in die heel vroegste dokument van die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense, reeds in die jaar 50 vir Christene. Hy sê, ouens, ons ken nie die dag nie, dit is soos, daardie dag kom soos 'n dief in die nag. Dis presies wat die laaste dokument van die Nuwe Testament ook sê, die boek Openbaring. In Openbaring 16, en daardie teks wat baie Christene ook so bang maak, waar Armageddon beskryf word, kom Openbaring en dan sê Jesus, daardie dag kom soos 'n dief in die nag. Jy kan nie Openbaring 16 gebruik en sê ons trek nou so ver op die tyd nie. Jy kan nie die wederkoms bereken nie. Ook in die 2 Petrusbrief, in 2 Petrus 3, sê Petrus onomwonde, ons kan nie die wederkoms se datum bereken nie, dit kom soos 'n dief in die nag. Paulus sê dit, Jesus sê dit, Petrus sê dit en Johannes sê dit. So enige iemand wat vir jou sê, hulle weet wanneer die wederkoms gaan aanbreek, weet meer as wat Jesus, Paulus, Petrus en Johannes geweet het. En ek sê vir myself, dan is jy op dun ys. Net die Here weet, en net die Here besluit, en net die Here sal dit bepaal. Het is nie my werk om deel van die voorspellingskomitee te wees nie. Het is my werk om deel van die verwelkomingskomitee te wees. As die Here kom, gaan ek hom verwelkom, maar ek sit nie 'n sommetjies maak en bereken nie, want ek kan nie, want die Bybel sê ek kan nie, en ek mag nie, en ek moet nie. Maar, hoe bring ons die tyd deur? Ons hoor nou, ons leef op Jesus se tyd, op Heilige Gees tyd. Ons hoor daar's ook slegte mense in gebeure in die eindtyd. Ons hoor ons kan nie die eindtyd of die wederkoms se datum bereken nie. Maar hoe maak ons in hierdie eindtyd? Wel, moenie so skrik vir die eindtyd, soos baie mense wil hê jy moet doen nie. Min mense onthou Jesus se woorde in Johannes 17 vers 15. Kom ek lees dit saam met jou. Dit is wanneer Jesus met sy Vader praat, onthou jy? Net voordat hy kruis toe gaan, net voordat hy die Via Dolorosa aandurf, bid hy daai donderdag aand, dan bid hy vir sy Vader, Johannes 17 vers 15. Ek vra u nie om hulle uit hierdie wêreld weg te neem nie. Wat ek wel vra, is dat u hulle asseblief veilig sal bewaar teen die bose een. Jy sien, Jesus wil nie hê jy en ek moet wegkruip in die wêreld nie. Ek hoor so baie van mense wat kwansy sulke eindtydkenners is, hoe donker die wêreld is, en hulle kan elke slegte ou en elke slegte wêreldorde en elke ramp en elke krisis definieer en kan sê, daar is dit voorspel en daar. Hulle maak vir jou doodbang. Jy stap daar weg en jy sê, nou is daar moeilikheid. Ek onthou verlede jaar toe almal die wegraping so bereken het, was almal doodbang, want die arme mense wat agterbly, sal letterlik hel op aarde hê.
En nou kom Jesus en hy het nog altyd gesê die wêreld is donker. Jesus het nooit gesê die wêreld sal ligter en makliker word soos ons na die einde toe gaan nie. Het ons vergeet, hy het gesê ek is die lig vir die wêreld in Johannes 8 en ons moet baie naby aan hom loop, anders dan gaan ons nie donker verdwaal. Het ons vergeet, Paulus het gesê, dit sal altyd vol dwalings en slegte mense wees. So moet jy jou nou nie so flou skrik, as jy nou hoor van nog 'n slegte ding nie. Dis hoe dit is. Wat jy wel moet doen is om vir Jesus te vra, Here, ek wil nie ontsnap nie. Ek sit nie by wyse van spreuke by 'n geestelike lughawe en sê, ag asseblief Here, kan ek net die volgende vlug hemel toe kry nie? Jesus sê, ek wil julle graag in die wêreld hê. En die kerk sal hier wees tot by die wederkoms, reg deur al die swaar kry van die eindtyd. Daar wanneer Openbaring 7 praat van die tyd van verdrukking, is dit die ganse eindtyd, wanneer die klem val op die negatiewe dinge. En Jesus het sy kerk geroep, om net soos hy in die donker te lewe, met die boodskap van die lig. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ek het julle nie gestuur om te vlug en weg te kruip nie. Ek het julle gestuur om sout en om lig te wees. En as julle bid dan bewaar ons van die bose. Moet ons nie net wegvat nie, maar gebruik ons, Here, gebruik ons op, totdat U weerkom. Maar daar is nog iets wat ons moet weet, oor die eindtyd. En dit is, weet, die Here is geduldig en haastig, beide tegelyk. En ek wil nou saam met jou, dink ek, die belangrikste teks oor die eindtyd en die wederkoms in die Nuwe Testament lees, omdat dit so lekker kompak is. 2 Petrus 3, vers 8 tot 14. Hoor net wat sê Petrus. Hy sê, geliefdes, moenie dat hierdie een lewensbelangrike feit julle aandag ontsnap nie. Julle weet tog dat een dag vir die Here is soos 1000 jaar. En 1000 jaar is vir hom soos een dag. Hy is glad nie aan tyd gebonde nie. Die Here is nie stadig om sy beloftes waar te maak nie. Sommiges dink hy stadig hiermee. Hy is eintlik maar net geduldig met julle. Hy wil nie hê dat sommige mense verlore moet gaan nie. Hy wil hê almal moet tot bekering kom en hom dien. Die dag van die Here sal so onverwags aanbreek, soos 'n dief wat kom inbreek. Op daardie dag sal die hemele met 'n harde geraas van die toneel verdwyn en die brandende hemelse liggame sal wegsmelt en die aarde en almal hierop se werke sal oop en bloot wees voor God. Omdat alles uiteindelik op hierdie manier vernietig gaan word, moet julle sorg dat julle mense is wat toegewyd leef aan God. Julle moet hom dien met groot toewyding. Julle moet met opgewondenheid uitsien na die koms van die groot dag van God. Julle moet sorg dat die wederkoms selfs nog gouer aanbreek. Verhaas dit. Op daardie dag sal die hemele met vuur vernietig word en al die brandende hemelse liggame sal wegsmelt. Ons almal verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. God het beloof dat dit sal aanbreek. Hier sal geregtigheid wen. Hier sal almal reg leef voor God. Geliefdes in die Here, julle sien uit na hierdie nuwe hemel en aarde. Doen julle uiterste bes dat julle lewens op daardie dag rein en sonder enige vlek van sonde sal wees voor God. En dat daar vrede sal wees tussen julle en God. Hoor jy wat sê Petrus hier? Hy sê 2 dinge. Hy sê die Here talm, hy's geduldig met sondaars. Daarom wag hy nog 'n bietjie met die wederkoms. God weet dat daar 'n nadoodse wêreld is en 'n eindoordeel en hy wil sondaars red voordat dit aanbreek. So God talm, dis terwille van die spotters wat sê, Here, wanneer kom U? Dis terwille van hulle dat God uitstel, sodat hy die vuur in hulle geval kan afstel as hulle tot geloof sal kom. Maar aan die ander kant, het jy gehoor wat sê Petrus ook in 2 Petrus 3 vers 12, julle as gelowiges wat die wederkoms verhaas? Hy sê dit letterlik, ek het daai Griekse woord al 'n paar keer gaan bekyk, uit alle hoeke uit. Spuwduin beteken ook om iets te
aan te jaag, nader te bring. So God sê, my kerk, onthou jy die slot van die Openbaringboek, nooi my, roep uit, Maranatha, kom Here, en ek sal kom. Die Here sê, nooi my, leef so dat die tyd korter sal wees, eerder as langer. So aan die een kant is God geduldig, hy roep sondaars tot bekering en hy vra van jou en my om hulle te gaan nooi. Aan die ander kant sê die Here, julle as kerk, nooi my en dan maak ek die tyd korter. Maar leef so dat julle op die dag van die Here met vreugde daar sal staan. Want die wederkomsdag is God se verwelkomingsdag. Ja, dis 'n dag van oordeel, maar vir gelowiges is dit die dag dat ons vir die Here gaan sê, welkom tuis Here, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is u sin. Ons kon nie wag nie en nou is u hier. Ons het so uitgesien, dankie. En daarom bid ons altyd, elke dag. Kom Here, ja, kom gou. Ons roep uit Maranatha, soos die vroeë kerk. Die Here kom en ons bid dit ook. Kom Here. Ons skrik nie vir die einde nie. Die eindtyd is Christus se tyd. Dis die Gees se tyd. Ja, dis ook 'n donker tyd van sonde en slegte mense. Maar ons kruip nie in bomskuilings weg nie. Ons vlug nie weg nie. Ons bereken nie die wederkoms nie. Ons weet een ding, die Here is op pad. En ons verhaas die tyd, die regte lewe. En ons sien uit. En ons bid die Here nader. En ons leef die tyd nader. Want die Here kom. Hy kom gewis. Amen. Mag ek jou seën met die woorde van ons Here Jesus. Dit is hy wat gesê het, ek is by julle al die dae, tot aan die einde van die wêreld. En daarom is die genade van ons Here, Christus Jesus, en die liefde van God, en die spesiale teenwoordigheid van die Gees, by jou en my al die dae, en tot op die dag van die Here, en vir ewig daarna. Amen.